Goeiemôre, goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met almal vanoggend. Ek wil vanoggend begin om te sê dis een van daai oggende. Ons het 'n halwe span en die twee mense wat sing se stemme is nie lekker nie, so julle gaan asseblief moet help. Ons wou laat Adrian gesing het, maar ons wil hê mense moet terugkom volgende Sondag. So hy gaan net daar staan. Ja, daar's baie mense wat siek is, pastoor hulle bedien uit vanoggend daar ook nie. Daar's 'n paar mense wat hierdie week ook varkgriep gekry het. So, ons is min, maar dit maak nie saak hoe min ons is nie. As die Here opdaag, is dit al wat tel. So wil julle nie vir my staan nie, net iemand gou hallo sê, 'n glimlaggie gee, vra hoekom hulle die vrieskas se deur oopgelos, sulke goedjies. Voor ons begin vanoggend. Hoi. Ja, nee, hang daar. Vanoggend voor ons met praise and worship begin, voor ons tiende en goedjies bring. Dis een van daai oggende vanoggend waar ek baie opgewonde is, want ek moet vir julle sê, alles wat verkeerd kon gaan vanoggend het verkeerd gegaan. Ons kon nie die kamera reg kry nie. Oom Frans het laat weet, hy gaan dit ongelukkig nie maak nie. Tannie Stoofie veronderstel om die afkondigings te doen, sy kar wil nie staat nie. So, jy weet, dit gaan. Toe ons hier aankom, toe sê Marisa, hallo! So, dit gaan baie goed. Maar ek sê vir die musiekspan vanoggend, jy weet, vir my is, ek raak baie opgewonde as sulke goed gebeur. Want as die duiwel jou so vroeg wil aanval, weet hy, dat daar iets vir iemand is spesiaal vanoggend. So, ek berus myself daarin, as ek vals sing net meer vals asseblief. So, ons gaan saam sing, gaan net vir ons bid. Kom ons sluit die oë. Abba Father, what a privilege it is this morning to come into the house of God. Abba Vader, ons weet vanoggend, dit maak nie saak hoeveel die opdaag hier, dit maak nie saak hoeveel mense ons is nie, dit maak nie saak waardeur ons gaan nie, wat saak maak is dat U hier is. En dit is al wat tel, en vanoggend wil ons begin deur te sê, U is hierdie huis, hierdie is U huis, this is all about You. Come and have Your way in this place, come and have Your way in this building. I pray, Abba Father, that every word that gets said, every song that gets sung, may it be directly from the heart of God. I pray that You will open our hearts this morning, that our worship will be a sweet, sweet aroma unto You. I pray for Your blessing in this service, and we thank You for this in Jesus' name. Amen. Sorry, ons het instrumente rondgeshuffle en ons het mense geshuffle, so dit gaan goed vanoggend. Ons gaan begin vanoggend met een van my gunsteling liedjies. En dis so eenvoudig, ons probeer soveel goedjies deur ons eie krag doen. Soveel goedjies op ons eie doen. En hierdie liedjie sê net eenvoudig, it's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Dit gaan nie oor wat ek kan doen nie, dit gaan nie oor hoe awesome ek kan sing of speel of op en af spring of preek nie. Dit gaan oor wie hy is. En vanoggend, when we bring our tithes and offerings, when we come forward, when we sing, onthou net wie hy is. Dis waaroor dit gaan vanoggend. Kom ons sing saam. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive,
keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Toe die krag op my neerdaal, toe die krag op my neerdaal. Dit was daar die dag soos op die Pinksterfees, toe die krag op my neerdaal, toe die krag op my neerdaal, toe die krag op my neerdaal. Dit was daar die dag soos op die Pinksterfees, toe die krag op my neerdaal, toe die krag op my neerdaal, toe die krag op my neerdaal. Dit was daar die dag soos op die Pinksterfees, toe die krag op my neerdaal. Amen, ek het vanoggend besluit, ons het bietjie liedjies verander en die hele naweek sit ek en ek wonder en ek vra, Jesus, wat gaan ek preek, wat gaan ons doen, wat gaan ons sing? En al wat ek kan dink is hoe awesome ons God is, hoe amazing hy is. En partykeer gaan goedjies nie lekker nie en partykeer gaan ons deur 'n paar goedjies, maar ek wil ons liedjies die laaste 3, ons gaan in worship oorgaan vanoggend en ek wil verklaringe maak met wat ek sing vanoggend. En die eerste liedjie wat ons wil sing is net so eenvoudig as I love you Lord. Want dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor U en dit gaan oor wie U is. En vanoggend vra ek, sit bietjie die omstandighede een kant toe, sit bietjie die huis, die koue, die weer, die siekte een kant toe en aanbid God vir wie God is. En dis so eenvoudig vanoggend. Ek het vanoggend vroeg kerk toe gekom en ek sing en daar's net iets van die teenwoordigheid van God wat goed anders maak. En vanoggend het ons 'n geleentheid om daai teenwoordigheid te ervaar, te voel. Maar dit gaan oor jou en God vanoggend. So when we sing this song, moenie dit sing as 'n liedjie nie, sing dit as 'n verklaring. Sing dit, Here, ek het U lief. Dit gaan oor U vanoggend. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. You, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, joy, my King, in what
you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Aba Vader, vanoggend verklaar ons het U lief. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, ons het U lief. There is no evil in God. You are awesome and you are amazing and we want to worship you this morning. En ons wil begin deur te sê, ons het U lief. U is koning bo alle konings en daar is niemand soos U nie. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. We exalt Thee. We exalt Thee. We exalt Thee. We exalt Thee. Oh for thou, O Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all
We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Let's just worship Him this morning. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. We we exalt thee. We exalt thee. Oh Lord.
Abba Vader, vanoggend wil ons 'n verklaring maak. Ons wil U eer. Ons wil U loof en ons wil U prys. U is die begin en U is die einde. U is die wat is en wat was en wat nog vir ewig sal wees. Dit is wie U is. U is ons geneesheer. U is ons voorsienaar. Dit is wie U is. En vanoggend wil ons net ons hande ophef en U lof bring. O kerk, ek weet nie van julle nie, maar ek het rede om hom te prys vanoggend. Ek het rede om hom te loof vanoggend. Al is dit net die feit dat ek opgestaan het en dat ek hier is, ek het 'n rede. En vanoggend is ek dankbaar dat ek goed genoeg was, dat hy my gekies het. En ons het 'n onregverdige voordeel. Want die koning van alle konings is op ons kant. Ons is deel van sy span. En vanoggend net vir 'n minuut, wil ek hê ons moet vir hom dankie sê. Sê vir hom dankie vanoggend, dankie vir wie hy is, dankie vir wat hy gedoen het. Maar as jy kan jy hom weer sing. Maar sê net vir hom dankie, net vir 'n minuut. Just tell him he's worthy. Say thank you. Give him the honor and the glory he deserves. We praise you this morning, Abba Father. You are King of kings and Lord of lords. There is none like you. You are above every other. As we praise you, we worship you. We give you honor and we give you glory. You are magnificent. Thank you, Abba Father, for who you are. We exalt you, Jesus. We exalt you, Jesus. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Thank you, Jesus. Julle kan julle sitplekke neem. Marisa, jy kan net daar bly sit. Ek is baie opgewonde oor vanoggend se woord. Ons gaan Sondagskool hou vanoggend. Is dit oukei? Is dit oukei? Ons gaan 'n bietjie terug na die kinderjare toe gaan. Ek het gister gesit. Ek dink dit was gisteroggend of Vrydag aand, ek is eers seker nie. En ek sê vir die Here, ek het nie 'n cooking clue wat om te preek nie. Ek weet ons het temas en daai goedjies, maar dan nou. Ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie wat se skrifte om te gebruik nie, ek weet nie wat om, ek weet net nie. En ek sit en ek dink oor hierdie goedjies en ek kyk oor hierdie goedjies en julle sal nie glo nie. Die storie van Dawid en Goliat. Wie het nog nie die storie van Dawid en Goliat gehoor nie? Prys die Here. Ek sou nou vir jou Sondagskoolonderwyseres moes bel. So vanoggend, my tema is nie die tema wat, hy is al daar. Yes, Ansie, hy is alright hoor, genade tog. Is nie die geloof wat vir volhard nie en wat bly staan. Dis om dit, maar ek het gedink ek wil dit 'n kragtige backing gee, as ek dit so kan sê. En die tema vanoggend, soos julle kan lees, dankie Ansie weer eens, is geloof wat berge versit. Kan ek net vir julle verduidelik vanoggend is iets wat ek al baie moes vra. Besef ons dat ons nog die krag het om berge te sê, hey, staan op in die see.
Dis wat ons het. Dis die krag wat die Heilige Gees vir ons gee. En die storie wat ek gaan vertel, het ons nou almal gehoor, ons het almal gelees, en ek gaan nie probeer vinnig wees nie, ek dink nie dis baie lank hier, so ons gaan nie baie besig wees nie, maar die eerste vraag wat ek wil vra vanoggend is, wat is geloof? Geloof is vertroue in God, dis wat almal sê, en almal lees hierdie skrif, hier kom hy, Hebreërs 11 vers 1, die geloof is dan die vaste vertroue op dinge wat ons hoop, en 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Dis die Bybelse weergawe van geloof. Ons as kerk, wat is geloof? Ek wil hê jy moet bietjie daaroor dink, want almal sê die Bybelse ding, en dis die definisie van, maar wat is die kerk se definisie van geloof? Kom ek skok julle bietjie. Die kerk se definisie van geloof is, as die pastoor bid, sal iets gebeur. Die kerk se definisie van geloof is, as die mense wat in beheer is, die pastore, die kerkraad, as hulle iets doen, gaan iets gebeur. Sien, die kerk het so begin misverstaan, dat almal toegang het tot die krag van God. En hierdie hele maand is ons besig met geloof, en ons is besig met goedjies, en moenie my verkeerd verstaan nie asseblief, dit gaan nie altyd gesond gaan. Dit gaan nie altyd, as ek vir Adrian bid, gaan hy elke keer genees word. Dis hier dit werkie. God het nog steeds 'n plan, en God het nog steeds 'n doel, maar as ons nie in geloof optree nie, gaan daai nooit bereik word nie. En hierdie is waar my storie gaan, waaroor my storie gaan vanoggend, en ek wil ons vat na 1 Samuel 17 toe, vanaf vers 8, as julle saam wil blaai soontoe. Marisie, jy moet maar aanhou, jou vingers mag nie moeg raakie. En as julle daar is, gaan ek dit vir ons lees, en hy het gaan staan en roep. Ons praat nou van Goliat en Dawid se hele situasie, laat ek net bietjie agtergrond gee. Dawid het nou na sy boeties toe gegaan om goedjies te gee, en en hy het gaan staan en roep na die slagorders van Israel, en vir hulle gesê, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Ek wil net hê ons moet gou-gou ietsie vang. Hoe arrogant die vyand is. Is ek nie die Filistyn nie? Ons praat nie van die weermag wat agter my staan nie, is ek nie die Filistyn nie? En die duiwel kry het so reg om ons te laat dink hy is groter as wat hy is. Ons kry hierdie groot prentjie van hierdie reus wat voor ons staan. Want hy kom in ons lewens in, en hy maak dat ons lewens nie die moeite werd voel nie, of kleiner voel as wat hulle is. En dan, kyk, hy is slim. Hy praat nie van die volk van God nie, hy praat nie van die krag van God nie, hy praat van die, en is julle nie dienaars van Saul nie, 'n man. Sien, ewen die vyand wil hê ons moet vergeet wie staan voor ons, en wie staan met ons. Hy wil ons sê, nee, jou man moet dit doen, of jou vrou moet dit doen, of, nee, kerk, ons het 'n koning, wat vir ons veg. En dis wat hy probeer reg kry, om vir ons op ons knieë te kry, in pyn of in lyding, in plaas van op ons knieë te kry, voor ons God. Sien, die duiwel sal enige iets in sy vermoë doen, om jou uit die Here se teenwoordigheid te hou. Soos vanoggend, hier sit Tannie Stofie nou. Gister het die kar fyn gewerk. Vandag, sorry nee. Sien, hy sal enige iets doen,
om jou uit die teenwoordigheid van God uit te hou. Want hy weet, in die teenwoordigheid van God is daar krag, daar is genesing, daar is voorsiening. Sien, en hy wil nie hê ons moet hier uitkom nie. En ons is geneig om die omstandighede te sien en die vraag te vra, okay, wat kan ek doen? Maar nou hardloop ek vooruit, laat ek net eers klaar lees. Kies vir julle 'n man, dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en dien. En ons dien, skus. Vers 10 sê, verder sê die Filistyn, ek daag die slagorders van Israel vandag uit, gee my 'n man, dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Daar het iets hier in die Israeliete se lewens opgekom, wat nie normaal was nie. Wat groter was as hulle alledagse probleme. Sien, hierdie was nie net 'n man wat verklaar het, hy is groot en hy is sterk en hy gaan wen nie. Hierdie was 'n reus. Nou, daar's ongelukkig nie 'n baie klein mens in die kerkie, maar Adrian, kom gou hier. Staan daar so in daai hoekie op jou knie, asseblief. En jy gaan vir 'n rukkie daar staan, so ek hoop jy's okay. Hierdie is die hele Israelitiese volk. Kyk, hier staan Goliat. En die vyand het begin afkyk op God se volk. Probeer neerdruk, probeer platdruk, laat hy hulle daar kan hou. En die vyand se grootste wapen is, hy wil jou geloof met vrees vervang. Sien, in Engels klink dit baie, baie beter, sorry. But he wants to replace your faith with fear. Because if fear takes over, faith cannot work. Jy sien so, wat hy doen, in plaas van jou direk aanval, gee hy jou goed, waaroor jy moet dink. Hoe gaan ons dit deur hierdie maand maak? Hoe gaan ons daar uitkom? Hoe gaan ons hierdie familiegoedjies uitsort? Hoe gaan ons, en ons kry hierdie vrees binne ons, want as ons dit nie reg kry nie, gaan ons slawe van vrees wees. En dit speel in ons brein, en dis waaraan ons werk, en dis waaraan ons dink, en ek verstaan, dat dit nie altyd maklik is nie. Ek verstaan dat goed nie altyd goed gaan nie, en dat goed nie altyd lekker gaan nie, en ons gaan deur goed, en daar siektes soos depressie, en al daai goedjies, en daai goedjies, ek is jammer, hierdie is pastoor Dwayne, en daai goedjies is 'n werklikheid. Enig iemand vir jou sê wat dit nie is nie? Nee, kom ons los daai nie daar. Daai goedjies is 'n werklikheid. Dit gaan nie altyd goed gaan nie, dit gaan nie altyd okay wees nie, daar gaan moeilikheid kom, en dis okay. Maar, ons moet onthou. Jy moet onthou wie vir jou staan. Jy moet onthou wie vir jou veg. Jy moet onthou wie God is. En dis hoekom vanoggend ek gesê het vanoggend het ek in die begin gesê, ons eer hom vir wie hy is. Nie vir wat hy kan doen nie, vir wie hy is. En God weet altyd wat aangaan, hy weet altyd waar jy is, en hy gaan altyd al klaar 'n plan hê om die vyand te verslaan. Nou, hier staan Adrian, ons noem jou sommer Saul. Okay. Hier staan Saul en sy mense, en hulle weet nie wat om te doen nie. En hulle weet nie wat aangaan nie. En hier kom 'n jong kind, 'n jong klein mannetjie, kort, en hy kom na die koning toe en hy sê die volgende. Daarop sê Dawid aan Saul,
die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom, en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom, en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan, sy baard, en verslaan hom en maak hom dood. Nou, Dawid het geweet wat dit is om in God se krag te beweeg. Kan jy imagine, asseblief sien hierdie prentjie met my. Hierdie is 'n jong tienerseun wat skape oppas, wat 'n leeu aan sy baard gryp. Kyk, ek is braaf, maar ek is stupid nie. Ek wil hê ons moet dit verstaan. Hierdie leeu is massive. Hy hardloop agter hom aan, en hy sê, jy gaan nie kry wat jy wil hê nie. Hy gryp hom aan die baard en verslaan hom. Hy het hom nie geskiet nie, daar is nie geweer nie. Hy het hom nie, ek weet nie wat nie, hy het hom gegryp aan sy baard en hom verslaan. He had to put his hand on the one part of the enemy that could destroy him. Hoor gou, die leeu gaan jou nie dood omhardloop nie, hy gaan jou dood byt. En Dawid het soveel vertroue gehad in wie God was, dat hy daai gebruik het om die vyand te verslaan. Hoor gou kerk, hierdie is vir my baie belangrik dat ons hierdie verstaan. Dit gaan nie oor jou krag nie. Dit gaan oor, weet jy wat jou God kan doen. Dis waaroor dit gaan vanoggend. En hier sien ons Dawid verduidelik vir die koning, wat het hy gedoen, wat het gebeur. En nou vra ons, wat het dit met geloof te doen? Hoe access ons dit? Hoe kom ons daar uit? Ek so bly julle vra. Dis baie eenvoudig. Onthou. Sien, die duiwel kry dit reg om ons te laat vergeet wat het God al gedoen. Kom ek sien deur 'n wys van hande. Wie het God al uitgedra iewers, of gered, of gebless, of versorg? Right. En as die moeilikheid kom, dan vergeet ons. Maar Dawid kom hier aan en sê, koning, daai ou, nee man, ek het al 'n leeu doodgemaak, ek het al 'n beer doodgemaak, ek het hulle soms so aan die baard gegryp. Hierdie ou, wat gaan hy doen? Wat gaan hy aan my doen? Hy kan niks aan my doen nie. En die duiwel wil ons fokus steel, sodat hy ons, weer eens, ons geloof kan vat, en het vervang met iets anders. So hy vat jou fokus weg van wie God is, en hy sit dit op waardeur jy gaan. Hy vat jou fokus weg van wie God is, en sit dit op jou omstandighede. En ek verstaan, asseblief, moenie my verkeerd verstaan nie, ek verstaan omstandighede en goedjies gebeur en is nie lekker nie, maar hulle kan nie jou fokus word nie. Jy sien, want as jy jou fokus op God hou, gaan jy onthou wat kan jou God doen. En as jy onthou wat gaan jou God doen, gaan jy beweeg in geloof. Jy sien, so vanoggend, die duiwel, hoor gou, die duiwel kan nie jou wonderwerk steel nie. As God vir jou iets wil gee, wil hy iets vir jou gee. Maar wat hy kan doen, is hy kan jou fokus steel. Sien, want as ons nie op God gefokus is nie, glo ons nie meer in die wonderwerkie. Glo ons nie meer in God se krag nie. Glo ons nie meer wat God kan doen nie. Daar's soveel goedjies wat ons pla en wat ons fokus steel, en ons kyk na finansies, ons kyk na dood, ons kyk na omstandighede, ons kyk na situasies, en daai goed kry dit reg om baie keer ons fokus te steel. En Dawid hier, hy kom na die koning toe en hy sê,
my eie woorde asseblief. Ons het dit nou gelees, maar my eie woorde. Hy kom na die koning toe en hy sê vir hom, koning, ek verstaan dit wat jy daar sien, is vir jou groot. Ek verstaan dit wat jy daar sien, is nie vir jou lekker nie. Ek verstaan dit wat daar gebeur, het vrees in jou gesit. Maar ek verstaan waardeur ek al was. Ek onthou wie my uitgehelp het. Ek onthou wie my gered het. En nou skiep ons baie, en ons gaan na vers 36 toe, en dit sê, die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbestemde Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle. Dit klink baie arrogant, as die hele weermag is bang, en Dawid kom sê, luister koning, ek het die leeu al doodgemaak, ek het die beer al doodgemaak, hierdie ou, dit sal gaan met soos wat dit met hulle gegaan het. Dit sal gaan met die Filistyn wat ons hele weermag uitdaag, soos wat dit met die leeu en die beer gegaan het. Omdat hy die slagorders van die lewendige God uitgedaag het. Hoor gou hoe Dawid se opinie nou verander. Die reus het gesê, julle is dienaars van Saul. Maar Dawid het onthou wie hulle is. Sien, Dawid het gesê, omdat hy die slagorders van die lewendige God uitgedaag het. Ons is nie die weermag van die wêreld nie. Ons is nie die weermag van mens nie. Ons is die weermag van die lewendige God. Sien, dis wie ons is. Hy is ons generaal. Hy gaan voor ons uit. Ons moet net opdaag. Dis al wat ons moet doen. Hier kom die geloof in. Almal is vreesbevange. Almal was useless. Kyk, as iemand jou skrik maak, dan vries jy so bietjie. En jy kan niks doen nie, en jy gaan niks beteken nie. Ek het so gelag. Ons het gisterand bietjie van die video's gekyk, en mense skrik maak, en dan maak hy mense so, en jy kan niks doen nie. En dis wat met die weermag van God gebeur het. Hulle was so vreesbevange, dat hulle nie gesien het, wie vir hulle veg nie. Verder sê Dawid, die Here, wat my gered het uit die klou van die leeu, en uit die klou van die beer, hy sal my red, uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Sien, Dawid het onthou. Dawid het gesê, die Here het dit gedoen. Die Here het daai gedoen. Die Here sal daai doen. Dis waaroor het gegaan het. So, David's memory was linked directly to God changing his circumstance. Dit was nie wat voor hom gesien het, dit was nie wat om hom aangegaan het nie, dit was direk gekoppel met God in sy lewe. En ons gaan na die volgende versie toe, en hier is waar dit interessant begin raak. Dawid het gesê, die Here sal my red. Dawid het gesê, God sal voorsien. En Saul het gesê, mag die Here met jou wees. Right, ek het so gelag. Mag die Here met jou wees. Dawid het nie met 'n swaard of met daai goedjies die leeu verslaan of die beer verslaan nie, en hy het nou vir die koning verduidelik, dit gaan net so gaan met hierdie ou. En die koning se reaksie was, en Saul het Dawid sy klere laat aantrek, en sy koperhelm op sy hoof gesit, en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, maar ek gaan nou daai lees. Maar
Kyk hoe dink die mens. Ons het nou net vir die mens verduidelik, God genees. Ons het nou net vir die mens verduidelik, God voorsien. Ons het nou net vir die mens verduidelik, God kan die reus verslaan. Ok, hier's menslike tools, sodat jy dit kan doen. Dink by myself, hierdie ou het nou net vir Dawid gesê, God met jou wees. Maar net geingeval hy nie is nie. Hier's vir jou 'n swaard, hier's vir jou 'n helmet, hier's vir jou... Come on kerk, is dit nie hoe ons reageer nie? God, U kan genees, but just in case you don't, oh Lord, please be gentle, please. God, U kan voorsien, maar net vir ingeval U doen nie, gaan ek 3 ander werke gaan soek. God, U kan omstandighede verander, maar net vir ingeval U doen nie, gaan ek iets anders draai. Sien, ons probeer die swaard en die helmet en alles van koning Saul aantrek, in plaas van verstaan wat God kan doen. Sien, en Dawid sê, ek kan nie hier inloop nie, want ek het dit nog nooit geprobeer nie, en ek het 'n woordjie daarin gesit, of 'n sinnetjie, hy's nie in die Bybel nie, maar dis my sinnetjie, want het was nog nooit nodig nie. Ek hoef nie dit te probeer het nie, ek hoef nie dit aangetrek het nie, ek hoef niks te doen het nie, hoekom? Want die Here het voor my uitgegaan, en hy gaan nog steeds vooruit, even in vandag se tyd. Hy weet waar ons is, hy weet waar deur ons gaan, hy weet wat die omstandighede is, maar hy word een kant toe geskuif, sodat ons kan aantrek dit wat ons dink ons nodig het om onsself te beskerm. En Dawid het dit uitgetrek. En ek dink by myself, kan jy imagine hoe anders sou hierdie storie gewees het, as Dawid die koning se advies gevat het? Kan jy imagine as Dawid daar opdag en hy loop so, want hy kan nie beweeg nie, hy kan nie die swaard uittrek, hy kan niks doen nie, as Dawid se fokus op die Filistyn was, en nie op die God was nie. En dis wat gebeur in ons daaglikse lewens, is, ons fokus word op ons daaglikse goed uitgesit, in plaas van ons God. En dis hoekom ek sê dit baie, en dis hoekom worship vir my so belangrik is, dis die enigste ding wat God uit die diens uitkry. As jy nie God kan worship nie, gaan jy hom nooit kan vertrou nie. You see, because worship is directly linked to who He is. And who He is the provider, the healer, dis wie hy is. En as ons hom nie kan aanbid vir wie hy is nie, gaan ons nooit ervaar wat hy kan doen nie. Ons gaan dit miskien sien, maar ons gaan dit nooit ervaar nie. En hierdie is my tweede laaste slide, ekskuus. En die Filistyn vra vir Dawid, hy het nou uitgegaan, hy het nou voor hom uitgegaan, en die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond? Hoor gou die vyand. Wie dink jy is jy? Is ek 'n hond, dat jy na my toe kom? Die vyand wil vir ons laat verstaan, ons is nie goed genoeg nie. Hy wil ons laat verstaan, ons gaan dit nooit kan doen nie. En wat hy nie besef nie, Dawid het dit klaar geweet. Hoor gou kerk, Dawid het klaar geweet, hy is nie goed genoeg nie. Dis hoekom Dawid nie uit homself uitgegaan het nie. Jy sien, en hier is waar dit kom. Is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek, by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel, en die diere van die veld kan gee. Oh, ek love hierdie. Kan ons net klein bietjie eerlik met mekaar wees vanoggend?
Die vyand hou nie van jou nie. En hy gaan met al die nonsens kom, hy gaan alles wat hy het teen jou kom, en jou probeer met vrees te vul. En ek sê dit weer, faith is the enemy of fear. When you are full of fear, you will not be able to walk in faith. But when you are full of faith, fear will flee. Hoor gou kerk, en ek weet, dit klink great en is fantasties, maar dit is nie so maklik nie. But when you are full of faith, fear will flee. And when fear flees, we become faithful. And we walk in faith. En hier is my boodskap, hier is my hele boodskap vanoggend, is wat Dawid gesê het, is hoe ons moet reageer. En toe ek hierdie gebeur, ek het sommer amper begin huil, want almal gaan deur omstandighede en almal gaan deur situasies en ons hanteer alles anders. Maar Dawid het 'n antwoord gehad. En Dawid se antwoord was, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here. Dis waaroor dit gaan, kerk. Dawid het nie gesê, ek het 'n slingervel nie, ek het klippies nie, ek het God. Dis wie ek het. Ek kom na omstandighede toe in die naam van die Here. Ek kom na hierdie situasie toe in die naam van die Here. Nie uit my eie krag uit nie, nie uit wat ek kan doen nie, in die naam van die Here. En wat jy uitgedaag het, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Kerk, al die goed wat ons saam ons dra, al die goed wat ons doen, dit gaan nooit genoeg wees nie. Maak nie saak hoeveel jy prep nie, maak nie hoeveel jy straai nie, maak nie hoeveel jy suffer nie, dit gaan nooit genoeg wees nie. Want die vyand is sterker as ons. Ek is jammer om dit vir julle te sê, as julle dit nie geweet het nie, hy is sterker as ons. En as ons ons eie uit wil beklei, en eie uit wil veg, gaan ons dit nie maak nie. Sien maar wat Dawid doen, hierdie is die hele les wat Dawid doen. Op jou knie, sorry. Nou, daar is Dawid en hier is Goliat. En kan jy dink, hoe klein het hierdie ou gevoel? Hoe klein het hierdie ou gelyk teenoor die ander? Ek dink by myself, daai ouens wat daar agter gestaan het, kyk nou Dawid en sy broer sê, wel, ons moet seker begrafnis begin beplan. Hy gaan dit nooit kan doen nie. En hulle is 100% reg, hy gaan nie. Sien, maar Dawid het geweet, hy is nie goed genoeg nie. Dawid het geweet, hy is nie sterk genoeg nie. Maar Dawid het geweet, dat hy tyd in die teenwoordigheid van God spandeer het, sodat God voor hom uitgaan. Dawid het nooit vir Goliat gesê, ek gaan jou verslaan nie. Hy het nooit vir hom gesê, ek gaan dit doen nie. Hy het gesê, ek kom in die naam van die Here. En die Here gaan hierdie verander. Die Here gaan hierdie omstandighede verander. Die Here gaan hierdie goedjies change. Die Here is in beheer. Nou wil ek vir ons vra, kerk, net voor ek afsluit, onthou jy wat die Here kan doen? Onthou jy wie die Here is? Dankie Adrian. Onthou jy wat God al gedoen het? My vraag vanoggend is, in watse krag wandel jy? Sien, ek het so gehoop, ek hoop nog steeds my sussie kyk hierdie, want dit gaan nie goed nie. Maar vanoggend kan dokters sê wat hulle wil. Vanoggend kan mense dink wat ons wil. Maar daar is 'n naam
bo kanker. Daar is 'n naam bo siekte. Daar is 'n naam bo elke ander naam. En vanoggend staan ek in daai naam. En dis hoe ons gaan veg. Sien, ons gaan nie. Ja, daar's dokters en ons medisyne en al daai goed vir 'n rede. Maar ons glo nie in hulle nie. Ons glo in hom. Sien, en as die Here werk, dit maak nie saak wat gesê was nie. Dit maak nie saak waar ons is nie. Dit maak nie saak wat se omstandighede ons deurgaan nie. As die Here werk, gaan die vyand platval. Sien, as die Here werk, gaan ons die vyand se kop afkap. Maar kerk, dis baie belangrik dat ons besef, jy kan nie sit en verwag dat God moet werk. Jy moet opstaan. Jy moet voor jou reus gaan staan en sê, ek kom na jou toe, siekte, omstandighede, situasie, in die naam van die Here. En vandag gaan die Here dit uitsort. Sien, ons bid in die kerk, en moet asseblief nie my misverstaan nie, bid is baie belangrik, maar ons bid in die kerk, Here doen iets. Ons bid in die kerk, Here doen iets. Here, ons kan nie met die Here doen iets. Al wat die Here vra, staan op. Staan op. Moenie soos die Israeliete daar sit, hulle was daar, hulle het geweet God kan hulle red, maar niemand was bereid om op te staan nie. Niemand was bereid om vorentoe te stap nie en sê, ek gee nie om wat jy sê nie, ek gee nie om wat die dokter sê nie, ek gee nie om wie jy dink jy is nie. Die Here kan verander. Die Here kan voorsien. Kerk, vanoggend gaan ons deur omstandighede en ons gaan deur goedjies. Adrian, wil julle nie vorentoe kom nie, asseblief. En ons gaan deur al hierdie goedjies en ons wil nie opstaan nie. Ons wil nie beweeg nie, ons wil nie werk nie. God het nooit vir jou gesê, jy kan lê en hy sal die werk doen nie. As dit so was, sou hy die kerk vol gesit het. God het nooit vir ons gesê, ons kan net doen wat ons wil en gaan waar ons wil en alles sal oukei wees nie. Hy het dit nooit gesê nie. God het gesê, ek sal vir jou veg. Maar jy moet in geloof loop. Jy moet in geloof wandel. Jy moet vertrou wie God is. En kom ek sê gou kerk, ons bel die pastoor en sê, pastoor, asseblief bid vir my. Ek bid met liefde vir jou, maar hoekom doen jy nie? Sien, almal van ons het toegang na daai geloof. Almal van ons het toegang na daai krag. Almal van ons het toegang na die Here. Maar nee, dis iemand anders se werk. Almal van ons kan sê, Jesus, die God is so goed en hy het vir daai persoon deurgekom en niks gebeur met my nie. Kerk, dis vir my baie, baie sad. Laat die kerk vol mense sit wat weet wat God kan doen. En ons loop nog in vrees rond. Dis vir my baie sad dat ons Bybelstories, en dis hoekom ek gesê het, ons gaan terug Sondagskool toe vandag, almal het hierdie storie geken. Almal het al die Bybelstories geken, almal weet wat het God al gedoen. Daniel in die leeukuil, die 3 manne in die vuur, Dawid en Goliat, die op die water loop, Petrus red uit die see uit. Kom on kerk, ons weet wat kan hy doen. Ons weet wat kan hy doen. Maar ons is nie bereid om op te staan en te sê, ek gee nie om waardeur ek gaan nie. Ek gee nie om wat my situasie is nie. Ek sal staan in die naam van die Here. En ons gaan 'n liedjie sing, ons gaan weer We Exalt Die sing, maar ek wil julle vra, ek gaan vir niemand bid vanoggend nie. Hier's my vraag vanoggend. En asseblief verstaan mooi. As jy gaan opstaan, beteken dit jy gaan moet fight. Sien, jy kan nie net opstaan en verwag iemand anders moet dit doen nie. Dawid moes nog steeds klippe optel. Hy moes nog steeds die slingersvel swaai. Hy moes nog steeds doen wat hy kon doen en wat in sy vermoë was om te doen. Maar God het die werk gedoen. Sien, Dawid is net mens. So hy kon gemis het.
Dawid is net mens, iets kon verkeerd gegaan het, maar as ons staan op die woord van God en wie hy is, kan dit nie verkeerd gaan nie, want hy is in beheer. Dit voel miskien partykeer so en dit voel partykeer nie lekker nie, maar as God in beheer is en God voor ons uitgaan, is daar niks wat jou kan keer nie. Nie eers 'n Goliat nie. Nie eers 'n rooi see nie. Come on kerk, onthou wat het God gedoen. Onthou wie God is. Hier is my vraag vanoggend. As jy bereid is om klippies op te tel en die slingervel uit te haal en voor die reus te gaan staan en sê ek gaan nie toelaat laat jy my God sleg praat nie. Ek gaan nie toelaat laat jy my probeer breek uit vrees uit nie. Ek gaan staan want ek weet wat my God kan doen. Dan terwyl hulle hierdie liedjie saggies sing, wil ek hê jy met jou oë vir my sluit. Dawid se boeties kan nie vir hom besluit nie. En as hulle het hulle 10-1 en hom terug huis toe gestuur. Sy pa kon nie vir hom besluit nie, sy ma kon nie vir hom besluit nie, sy vriende en goedjies kon nie besluit nie. Dawid moes die besluit maak. En vanoggend vra ek, is jy reg om 'n besluit te maak? Is jy reg om te sê, ek gaan teen daai reus opstaan? Dit maak nie saak wat dit is nie, dit maak nie saak waardeur ek gaan nie, ek gaan besluit, ek gaan opstaan. Ek gaan teen siekte opstaan, ek gaan teen die goedjies van die duiwel opstaan, dit maak nie saak wat dit is nie, ek gaan opstaan. En as jy bereid is om daai te sê en daai te doen vanoggend, wil ek hê jy moet daai stappie vat en dit fisies doen. Ek wil hê jy moet vanoggend opstaan en sê, Here, hier is ek. Ek daag op vir die fight. Ek gaan beklei. Ek gaan nie ophou nie, ek gaan nie stop nie. Dit maak nie saak waardeur ek gaan nie. Ek is bereid om te doen wat ek kan doen, want ek weet U sal die res doen. En weer eens, ek vra my, moenie net staan nie, want dit is 'n verklaring wat jy voor die duiwel maak, dat jy sê, ek is bereid om teen Goliat op te staan. Ek is bereid om teen Goliat te beklei. Sien, dit is nie altyd lekker nie. Dit is nie altyd maklik nie. Dit gaan nie altyd great wees nie. Maar God het beloof, as ons vir hom staan, sal hy vir ons beklei. En dis my challenge vir jou vanoggend. Dis al wat ek vra en ons gaan dit saam sing. En as jy staan, staan jy, as jy nie staan nie, dis ook okay. Maar moenie laat die duiwel jou laat afbly vanoggend nie. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, come on church. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Ek wou afsluit, maar voor ek dit doen, terwyl die musiek nog speel. We exalt you above Goliath. We exalt you above sickness. We exalt you above pain. We exalt you above age. We exalt you above circumstance. We exalt you. Want kerk, as ons daai doen, as ons God bo ons omstandighede sit, gaan ons sien hoe klein hulle is. As ons God bo ons situasie sit, gaan ons sien hoe klein dit is. As ons God bo siekte sit, gaan ons sien hoe klein dit is.
sien, even die dood is klein teenoor God. Soveel sodat Jesus die krag gehad het om 'n man wat 4 dae in die graf gelê het, net 'n woord te spreek en hy het uitgestap. Dis waaroor dit gaan, kerk. Die reus van die dood het oor die familie gestaan. Dit was al te laat. Toe daag Jesus op. En as Jesus opdaag, is dit nooit te laat nie. Sien, want Jesus het gesê en in daai oomblik verklaar, dood, jy het nie krag. Net so eenvoudig, nie jy het nie genoeg krag nie, jy het nie krag nie. Want al die krag behoort aan ons God, in die naam van Jesus. So ons gaan dit weer sing voor ons afsluit, en al wat ek vra is, sit hom bo die omstandighede. Sit hom bo die situasie. Sit hom bo daai familielid wat nie in die kerk wil kom nie. Sit bo daai familielid wat nie is waar hulle moet wees nie. Sit hom bo daai finansies wat nie doen wat hulle moet doen nie. Sit hom bo die omstandighede. Want dis waar hy hoort. En as ons dit kan doen, gaan ons sien hoe God in ons lewens werk. Want ons gaan geloof hê wat bly staan. En geloof hê wat volhard, want ons gaan onthou wie God is. We exalt thee, oh Lord, we exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord, we exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord. Abba Vader, vanoggend staan ons hier en ons weet, ons is nie sterk genoeg nie. Ons weet, ons is nie goed genoeg om dit op ons eie te doen nie. En ons wil verklaar vanoggend, al weet ons dit, sal ons nog staan, ons sal nog veg, ons sal nog onsself uitsit vir u koninkryk. Want u is genoeg, u is sterk genoeg, u is ons God. En as ons daai kan onthou vanoggend, gaan ons sien hoe u werk. Gaan ons sien hoe omstandighede verander. Ons gaan sien hoe siekes genees word. Want kerk, dis waaroor dit gaan. Ons moet effektief wees buitekant. En die enigste manier hoe ons daai gaan regkry, is as ons in geloof beweeg. And Father, we bless you and we praise you this morning. I pray that you will lead us, you will guide us. And Father, that you will help us to walk in faith. Because we know when we walk in faith, we will go through the fire and we will not burn. We will go through the lion's den and we will not be eaten. We will go through the Red Sea and we will not drown. We will go through circumstance and situation and we will be okay. We will face Goliath and we will survive. We will go through storms on the sea, but you will calm them. We will go through all these things, but we know that we know you are in control and you are enough. And we thank you for this, Abba Father. We worship you, we praise you, and we bless your wonderful name. In Jesus' name, amen.